Goeiedag geliefde en welkom by ons oordeenkendheid saam van my pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan. Dit is so 'n groot voorreg om saam julle tyd te kan spandeer in God se woord. Maar voordat ons verder aangaan, so baie dankie vir almal wat hierdie week gesubscribe het en deel geword het van die kanaal. Ons het daai 3000 merk gebreek en hy's besig om te klim. So as jy saam kyk en jy geniet wat ons doen op hierdie kanaal, vra ons vir jou asseblief klik subscribe en nog beste as jy net vir ons kommentaar kan los. Dis altyd vir ons so lekker om te leer by julle en te hoor wat se impak die woord in die oordeenking wat ons doen, wat se impak het in julle lewens het, maar so groei ons saam, so journey ons saam. Nou hierdie week gesels ons oor kommer wat ons vrede vergiftig. Tot nou toe het ons gesien hoe volhardende geloof ons staande hou wanneer alles om ons wankel en hoe ons gedagtes vernuwe moet word sodat ons nie juis outomaties in vrees verval nie. Maar vandag wil ek met jou praat oor iets wat dalk baie bekend klink, die wat as vra. Daai dinge wat jy sê, wat as hierdie, wat as daai, nee, daai dinge wat ons so maklik gevange hou. Wat as ek nie slaag nie? Wat as die ergste gebeur? Wat as ek nie goed genoeg is nie? Geliefde, ons almal sukkel met daai wat as vra. Wat as vra is soos 'n spinnerak. Een vraag lei na die volgende en voor jy kom kry, is jy vasgevang in 'n web van vrees wat nog nie eers gebeur het nie. Maar kan ek jou 'n geheim vertel, iets wat hopelik jou gedagtes gaan skuif. Hierdie vrees is gebou op aannames, nie op waarheid nie. En dis presies wat die vyand wil hê. Dat jy moet fokus op 'n moontlike ramp eerder as op God se bewese trou, dat God is standvastig en jy kan werklik op hom vertrou. Daarom sê Jesus self vir ons in Matteus 6 vers 34, hy sê, moet julle dan nie oor môre bekommer nie, want môre sal oor sy eie dinge bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie probleme. Jesus sê nie môre is maklik nie, hy sê net dat môre aan hom behoort. Daai is belangrik, hy sê dat môre behoort aan hom. Dink gou hieroor na, né? Is jy besig om jou môre se vreugde te steel met vandag se verbeelding, daai gedagtes wat weghardloop in jou? Is jy 'n gevangene van wat nog nie gebeur het nie? Wanneer jy aanhou voorspel wat fout kan gaan, mis jy dit wat God vandag doen. En meer nog, jy ontken eintlik dat God reeds in jou môre is. Geliefde, ons moet nie sukkel met hierdie ding. Ons moet môre vertrou want God is in môre. So kom ons wees eerlik met onsself. Baie van ons worstel met 'n tipe selfgeprojekteerde angs waar ons die slegste verwag nog voordat nog enigiets gebeur het. So prakties wil ek jou uitdaag vandag. Skryf dalk daai top 3 wat as vrese neer. En dan skryf langs elkeen neer wat God oor dit sê in sy woord. En dis baie keer vir ons moeilik, as jy nie genoeg woord in jou lewe het, gaan jy moeilik dalk daai goeders kan connect, maar hier is vir jou 'n voorbeeld, hè. Dis hoekom ons die woord van God in ons lewens moet hê. Skryf dalk neer 'n vrees, wat as ek my werk verloor? En dan gaan vat jy Filippense 4 vers 19 wat sê, my God sal in al julle behoeftes voorsien volgens sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Daai is Filippense 4 vers 19. Deur dit te doen, bring jy elke negatiewe verwagting onder die gesag van God se waarheid. Net soos ons geleer het, byvoorbeeld in dag 1, het ons gepraat oor ons vernietig daardie vestings met God se waarheid, wanneer ons woord in ons situasie inbring, wanneer ons tyd spandeer om vrees en angs te bring na God toe en woord langs te kom sit. Vriende, jy hoef nie meer te leef asof God nie in beheer is nie. Jou wat as vra is ook nie groter as sy antwoorde nie. Jou vrees vir môre is nie sterker as sy teenwoordigheid in jou lewe vandag nie. So sê hierdie verklaring, maak hierdie verklaring saam met my. Ek kies om vandag te leef, ek vertrou op God met my môre. En geliefde, laat weet ons in die kommentaar, wat is daai wat as vrese wat jy vandag wil oorgee aan die Here, en jou eerlikheid kan dalk iemand anders te ook help om vry te kom. Ons sien hoe ons mekaar se gebede beantwoord en daai kommers daar neersit en saam bid, ons saam vertrou. Geliefde, dankie dat julle deel en dankie julle saam met ons wandel. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie dat ons vandag weet dat wanneer ons kommer en ons angs en ons vrese vir U bring, is U getrou om hulle aan te spreek. Dankie dat ons leer, dat ons moenie bekommerd wees oor môre nie, want U is reeds in môre. Vandag bring sy eie dinge. U roep ons eintlik op tot teenwoordigheid in vandag en om staat te maak in die oomblik op die nou en te wandel in die nou en te weet dat môre wat kom met sy eie uitdagings is baie keer, is heeltemal buite ons beheer en daarom moet ons vertrou dat U is in ons môre en daarom moet ons rustigheid hê
oor môre. Ons moet rustig wees en fokus op vandag. En Here, baie keer ons sukkel daarmee, ons trek swaar, ons is ongemaklik, ons is onseker, daai angs en daai vrees, en daarom vra ek Here dat ons sal bly wandel in die genade wat ons in staat stel om dit juis te kan doen. Ons bid vir daai genade oor ons lewens. In die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle inskakel saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.